Ek al lank al weer. Waar is daar aan 'n ek? Ja, druk die rooi knoppie. Ja, druk die rooi knoppie. Dat ons kan hoor. Die aanslag kom baie erg die laaste ruk. Ja, ek sê vir jou, ek was hier deur 'n week, maar in kankers, weet julle vir mense, kom ek in aanraking nou eers skielik kanker kry. Daar's nou hierdie week 'n kind, my oudste seun se vriend, hy skryf nou, hy het nou net klaar gemaak met eksamen, maar hy het dit in die hospitaal geskryf, hy het sommer ewe skielik bloedkanker gekry. En vandag toe kry hulle die slegte nuus. Ek meen hy's 18 of wat, 19. Hy het bloedkanker en is 90% dis deur in sy murg. Hy het bloedoortapping gekry, maar nou het nou vandag begin met chemo. Arme kind moet nou vir 22 dae afgesonderd wees, dat hy nie eers by hom kan uitkom nie. En jy's so jonk, en hy's so oulike kind, kind van die Here. Die aanslag, my vrou se baas se vrou, sy het ook kanker, maar nou het sy nog 'n kanker gekry op die keel. Jy weet, 'n keelkanker, en dit is ook nou in haar lewer in. Ek kan nie vir julle sê hoe die aanslag, die een op die ander. Nee, die Here kan maar kom. Hy moet ons kom haal. Maar tot dan, okkupeer ons maar. Ons bid en ons veg teen dit. Geen ding sal slag teen ons nie. Amen. Yes. Presies. Ja. Kan ek daardie van die Ina, kan ek net met tannie Ina praat? My sussie Ina, ek sê maar, ek het baie ouer as ek is baie ouer as jy, hoor. Maar ek sê maar Skus, ek lag. Ja, my sussie Ina, jy weet, seer bly seer, totdat die pyn weg is. Baie kere kry ons in ons lewe, kry ons seer. En dan bly daar die pyn daar, vir 'n baie lang tyd. Totdat ons oorwinning kry van die pyn. En daar's net een manier wat ons, hoekom echo hy so? Tannie Serena se tannie se net van hy kom van daar. Telefoon af. Is jy nou gereed? Ja. Baie keer dan kry ons seer. En dan vergeet ons van die seer, maar die seer bly daar. Totdat ons mense vryspreek. Iemand wat ons seer maak, baie keer dan vergeet ons om hulle vry te spreek. Of dan spreek ons mense vry. Maar ons moet onsself ook vryspreek. As ons vryspreek van dit wat in ons lewe gebeur het, dan kry ons oorwinning. To such an extent, dat ons die Here nie genoeg kan dankie sê vir die vrede wat in ons herlewe nie. Verstaan nie my? Ek sê nie dat u het kwaad gedoen nie, ek sê nie dat iemand wat u seer gemaak het, ons moet vryspreek, maar ons moet onsself ook vryspreek. Ons vergeet om onsself vry te spreek. Are you with me? Ja. Absoluut, ja. Ja, jy kan maar vir my sê as ek nonsens praat, hoor. Nee, dit is die waarheid, maar ja. Das shakatandalabaka. Jy sien, die God wat my geroep het, toe ek 12 jaartjies oud was, het nog nooit verander nie. Dis ek. Wat wil jy ek? My grootmanskap, my groot kop, en my verbeelding dat I'm just a boykie, ek is net die boykie van die mekkie van die town. As ons net wil nederig bly,
En dan sal die God van Abraham, Isak en Jakob dieselfde bly. Hy sal nooit verander nie. Hy verander alleenlik as ons verander. Die minuut wat ons vir ons groot hou, dan onttrek hy hom van ons, want hy wil alles wees in ons lewe. Yes. Hy wil ons alles wees. En vanaand wanneer jy op jou bed gaan lê, en jy maak jou oë so toe, en dan beloof ek u, dat u sal 'n gewaarwording ondervind, that Christ, the Holy Spirit, God the Spirit, the God of Abraham, Isaac and Jacob, is very close to you. He's so close to you, weet jy, hy stel soveel belang in jou. Die God van Abraham, Isaac en Jakob stel baie belang in jou. Because you're his child. Amen. You are filled with the Spirit of God. You're a Holy Ghost woman. You are walking in the Spirit and in the power of God. He's got his hand on you daily. Hy daagliks sy hand op jou. Yes. Daagliks bewaar God jou atarabatepe. Daagliks bewaar God jou van die aanvalle van die duiwel. Look at the power of God. Oh. Amen. Jy weet of jy weet wie die eerste telefoon uitgevind het nie. Ek weet wie die eerste telefoon uitgevind. Ek weet ook wie die eerste komputer gemaak. Ek is nie 'n slim ouetjie nie, maar ek weet wie die eerste telefoon gemaak het. 'n Koordlose telefoon, heeltemal koordloos. Kan ek julle maar vertel? Ek gee nie om nie. Telephone to glory, oh what joy divine. I can feel the current moving on the line, built by God the Father for his very own. You may talk to Jesus on this royal telephone. Amen. Amen. And my sister Ina, you've got a telephone that is set for Glory Land. And you can talk to him anytime you want to. Ek weet ook dat jy in die nag wakker word, dan praat jy met die Here. Jy kom op my sê ek nonsens. Ja, baie. Baie. Ek hou vir sy voete baie. Baie. Oh, praise the Here. You're all looking so wonderful. Julle lyk so pragtig, maar ek is getroud hoor. My sussie Serena, baie dankie dat jy altyd so lekker met my praat. Dankie dat jy so Dit is lekker. baie dankie dat jy so skinder van my boetie Dani. Chris is ons kinder, ja. You've got a woman that loves you. She can only talk good about you. Sy kan net goed Ja. praat. Jy is haar steunpilaar. Jy is haar Daarom lê dit was nie altyd so gewees nie. Nee, ek weet jy het nie nodig met my te vertel nie. Ek weet. Daar was maar oor jare al gewees. Ek kan jou vertel van jou skrifgeit. Nee, ek kan ook jou vertel. Skyn hierdie so baie. Sy het nou daarvan gepraat nie. Sy het nou daarvan gepraat nie, maar my boetie Dani laat my toe om vir jou dit te sê. Die woord van die Here sê vir ons. Die woord van die Here sê vir ons. Hy sê dat hy jou skuld gevat. Hy het jou skuldgevoel gevat. En hy het gewerp in die diepte van die see. Die see is 7 myl diep op sy diepste plek. Hy sê en hy dink nooit weer daaraan nie.
So my boetie Dani, jy het nie 'n verlede nie. Yes. Ja. Amen. Jy het nie 'n verlede nie. As a child of God, following Jesus, you've got no past. Jou verlede is in die diepte van die see gewerp en hy dink nooit weer daaraan nie. Nooit weer. Dit is nogal waar, ja. Ja, so you're not a bad boy at all. Ek sien eintlik dat jy 'n baie bedorwe seentjie is. Ek voel baie keer so, ja. As ek sien hoe maklik baie keer die goed vir my kom wat ek in my werk doen. As ek sien hoe die ander mense sukkel en ek dink hoe maklik gaan ek deur die dag. Is nie dat ek minder sukkel nie, is net dat ek dit op 'n ander manier hanteer. Yes. En as ek dit net vir hulle kan wys en ek probeer dit vir die mense wys, maar mense kyk maar baie keer by dit verby. Ja. So Ja. Kan jy my ook maar 'n tyd gevat om dit te leer, om te sien wat die Here werklik vir mense doen in my lewe. Ek kan nie jy vir ander mense praat nie, maar vir myself. Yes. Kan ek sê kan ek nie genoeg vir die Here sê dankie nie. Yes. Yeah. Yeah, you're actually a little favorite and a little spoiled brat in Christ. Want Verskoon dat ek baie keer 'n bietjie Engels praat, hoor. nee, dit is 100%. Ek is eintlik 'n Engelse boetjie. 'n Kaapenaar natuurlik, dit is hoekom ek lyk soos 'n kuipie. En ek het net blond geword as al. En maar baie keer om myself uit te spreek, vind ek dit baie keer bietjie makliker. Maar hoekom ek lief is vir Afrikaans, omdat ek 'n Suid-Afrikaner is. Ek is baie lief vir Afrikaans. En ek hou Ek daarvan. praat natuurlik. Ekskuus om lê, ek praat natuurlik Engels net uit self-defense, né? Baie lief vir Afrikaans, omdat ek 'n seun is gebore in Suid-Afrika. Ek kom uit 'n Hollandse familie van my pa se kant af. Ek kom uit 'n Engelse familie van my mammie se kant af. En van my ouma 'n Chinees, want ek het gesien haar oë stamlik plat. Toe sy nou ouer word, as sy lag het, maak haar oë heeltemal toe. En vanaand sy gebid het, dan sy oë heeltemal toe. So, ek is maar 'n gemengde ouetjie. My boetie kan Ek was gelukkig. My ouma kom almal uit die Noord-Kaap uit aan my pa se kant. My ma se kant kom almal uit die Bosveld uit. So hulle het maar hierdie kant gebly in die Noord-Kaap. So ek is ook gemeng uit die Noord-Kaap en die Bosveld uit. Okay, alright. So jy is een kant bok en een kant krokodil. Dis 100% net so, ja. Begewe my. Kan ons my broer Salman vra om vir ons te open met gebed? Ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, laat die naam geheilig word. My God. Laat die koninkryk kom, veral vanaand, Here. Hier waar ons weer by mekaar sit en waar die Gees al klaar beweeg. My God. Waar hy klaar besig is om, soos jy in die woord sê, deure oop te maak en ander alweer klaar toe te maak, Here. Yes. Mag die goedheid en die guns vanaand op almal rus, Here. Yes. Mag die woord wat uitgaan heuning wees, Here. My God. Laat die manna wat ons eet soos heuning op ons lippe wees, Here. Dankie dat U hier is, Here. Dankie vir elkeen wat ingeskakel is, Here, op U
My Lord. op die videogroep en op die radio, Here. Yes. Ek hoop dat elkeen vanaand gebless sal word, Here, Yes. met die seëninge en met die salf van die Gees, Here. My God. Dankie dat U hier is, Here. Ek weet, ek voel dit net, dit is op my hart om te sê dat U hier is, dis die waarheid. Yes. Ja. Daar het ons al klaar profeseë en daar het ons al klaar woord gekry wat uitgaan, Here. Yes. Mag almal gevoed en gestig word My vanaand. God. Ja, Here. Ek bid dat U die skulde wat op ons rus nog, Here, sal vergewe, Here. Yes. Die ons sal skoonmaak, My God. sodat ons ook voor die voete kan gewas. Yes. Dat ons U in die gesig kan kyk, Here, en dat U ons sal teen ons wange sal vat, Yes. en net vir ons in ons oë sal kyk en ons sê, Here, my getroue en goeie diensknegt, Here. Yes. Dankie vir die liefde. Wees met ons en laat U Gees wandel vanaand, Here. In elkeen se huis, Yes. tuin, en waar ons ook al onsself gaan bevind vanaand, Here. Yes, Lord. In Jesus naam bid ek dit. En daarop sê ek amen en Amen. 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 Praise die Here. Ek wil vir julle almal sê baie dankie vir hierdie goddelike geleentheid wat ek het op die ouderdom van 88 om 'n bietjie met u te gesels. Dit is so wonderlik, dit is so lekker. Ek verstout myself natuurlik nou op hierdie oomblik. Ek voel soos 'n luitingie wat wil nou koordans. Ek voel sommer ek wil net vir almal die oue van daar wys dat ek nog jonk is. kan spring. Dat ek nog kan spring. Nee, alles gaan oor die verheerliking van die naam bo alle name. My hele lewe van die ouderdom van 12 lê in die hande van die Here. Toe ek ou seentjie was van 12, toe droom ek. Die Here praat met my en ek het hom gesien staan in die droom en hy praat met my. En hy noem my sy getroue diensknegt. En toe hy vir my sê my getroue diensknegt, toe weet ek onmiddellik in my slaap weet ek dat Jesus roep my vir die bediening. Vir my het dit geword 'n roeping en nie 'n beroep nie. Hierdie tannie Maud van der Berg, sy het amper my van. Sy het 'n mooi glimlag, nê. Ja. Ja, ek hoop sy kan ons hoor. Ja, seker ons. Ja, tannie Maud, ja. Van der Berg. Ek is verburg, hoor. My hele lewe is gebaseer op die leiding van die Heilige Gees. My hele lewe is gebaseer op die leiding van die Heilige Gees. En as kind van God, hierdie boetie wat hierso by boetie Johan en Maritjie. Ja, so baie, maar ek wil baie graag by hom uitkom nou. Ek wil baie graag by hom uitkom. Die Here sê dit nou net vir my, kyk daar in die hoek. Toe kyk ek in die hoek, toe sien ek daar sit jy. Ons as kinders van die Here, ons hele lewe moet afhang aan die leiding van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is die waarheid. Hy is die waarheid tot in alle ewigheid. Want ek weet dat hy die waarheid is, want die woord van die Here sê vir ons, vir sy disippels, hy sê, moenie bekommerd wees nie, ek gaan julle verlaat, maar ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En ek stuur vir julle die Heilige Gees, en hy met 'n hoofletter H, nie sy met 'n hoofletter S nie. Wow. Nie sy nie, hy.
sal julle leer en lei in alle waarheid. Hy sal julle leer. Dit klink vir my asof dit manlik is. Hy en sy is vroulik. Hy is manlik. En hy sê, en hy sal julle leer en lei in alle waarheid. En jy weet, dat dit het my pos gevat, dit het in my ingewortel, in my ingeken. That the teaching comes by male, not female. It comes by male. That the Holy Spirit will teach us and guide us and keep us in all righteousness. Toe is ek maar 12 jaartjies oud. Kan ek verkeerd wees in 74 jaar en die Here hou my nog al die tyd. Die Here hou my nog al die tyd. Ek bly by die roeping waarin die Here my geroep het. Nie beroep het nie, geroep het. It's not a money matter. It's a Holy Ghost matter. Dis 'n Heilige Gees lering en leiding en besturing, nie geld nie. Ek stel nie belang in geld nie. Ja, as iemand my bless, ja. I'm not gonna rob you from your blessings. Maar dis nie my bediening nie. My bediening is dat die volk van God, die kerk van die Here sal terugkeer na die waarheid. Halleluja. Dat die kerk van God, die man en vrou wat in Christus Jesus is, dat hulle sal bly en vasgeanker sal wees in die woord van God. Wat die waarheid is. Nie verdraaiing nie. Ek het vir die Here gevra, Here, dis nou die eerste keer wat dit nou met my gebeur, dat ek nou met mense gaan praat oor 'n radio, wat gaan nou nog met my gebeur? Wat gaan nou nog met my gebeur, Here? En die Here lê op my hart, dat ek wil u mooi laat verstaan, that I'm not crippled, I'm healthy. I'm healthy in the word. I'm not crippled in the word. Want daar's baie wat so gestrem is in die woord. Hulle ken die woord van God, maar hulle ken nie die God van die woord nie. Amen. Oh. Ek dink dis die waarheid. If they knew the word of God and they knew the God of the word, they will hang on to the truth. Dan sal hulle aan die waarheid vashou. Openbaring 22 vers 18 en 19 sê vir ons, hy sê, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van hierdie boek, van hierdie profesie, van hierdie boek, nie van hierdie gedeelte van die woord nie. Hy sê, van hierdie boek, die Bybelboek is 'n Bybel, is 'n boek. Hy sê, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van hierdie profesie, van hierdie boek, van hierdie profesie hoor. As iemand hier sal byvoeg, dan sal God die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. Nou wil ek vir u net mooi laat verstaan dat die kerk, the body of Christ, die kerk asof, sit met soveel pla dat hulle nie meer weet wat ek kan doen nie. En ek is so bly vir manne en vroue wat by hulle huise God aanbid in gees en in waarheid. Because dit is wat ek soek. Dit is wat ek soek. You are the body of Christ. You have been pulled one side. Jy is een kant toe geskuif, sodat die Heilige Gees met jou kan deel en vir jou meer kan wees en meer kan beteken. Het die Heilige Gees jou een kant toe gebring. So that he can deal with you. Jy sien, hy openbaar nie sy woord aan almal nie. Hy openbaar net sy woord aan sommiges, nie aan almal nie. God has separated us from the worldly things so that we can live a holy life before God, before the Father.
Hy sê in die 19de versie sê, en as iemand by hierdie dinge byvoeg, by hierdie woord, by hierdie profesie, dan sal God klaar byvoeg. Tenminste, as iemand wegneem, as iemand wegneem uit die woord van God, dan sal die Here jou naam wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. The body of Christ, die liggaam van God, het so verander dat hulle vat weg en voeg by net soos hulle wil. En nou gaan ek vir jou skok. Dit draai alles om die. Dit draai alles om geld. En vir my en vir u gaan dit om heiligmaking. Om te strewe na heiligmaking. Daar is mense wat my bel van oral in Suider-Afrika en vir my vra, oom Len, hulle kan vir my sê, apostel, dokter, professor, kyk, ek is eintlik 'n professor, nee. Alles wat ek vir Jesus doen is professioneel. Ja. Alles wat ek doen is professioneel, sê ek is eintlik 'n professor. As ek alleen, staan ek alleen, wat alleen streef aan heiligmaking? Nee, die Here sê, almal aan wie ek my woord openbaar, hulle sal strewe na heiligmaking, sodat hulle my eendag sal kan sien. Onthou, dat die kind van God sterwe nie. Ons sterwe nie. En vir die kind van God is daar geen veroordeling nie. Geen. Vir die kind van God. Nie vir die ene wat met die een voet in die graf staan en die ander voet op die wal nie. Of die ene wat se lewe gedeeltelik wêrelds, gedeeltelik God. God deel nie. Die Here wil jou hê soos jy is, net vir hom alleen. Hy sê ek is 'n jaloerse God. Nou die waarheid van die woord van die Here staan opgeskrywe van Genesis tot in Openbaring. En Openbaring sê vir jou, die laaste boek sê vir jou, jy sal niks wegvat en niks byvoeg nie. As dit dan die waarheid is, dat ons niks mag wegvat en niks mag byvoeg nie, dan wil ek baie graag vra vir die body of Christ, vir die liggaam van God, wil ek vra. Hoe volg jy die Here? Hoe volg jy hom? In die waarheid of net 'n halwe waarheid? Die woord leer ons om in Christus Jesus te wees, moet ons in hom begrawe wees. Ons moet in hom, we've got to be buried in him. Ons moet in hom, moet ons begrawe wees, en ons moet opstaan uit hom uit, want hy lewe en ons moet saam met hom lewe. Dan kom dit na die groot doop toe. Die kerk, ek was ou seentjie van 12, toe struikel ek oor die groot doop. 'n Seentjie van 12, toe struikel ek oor die groot doop. En ek gaan na my pa toe, en my oupa wat pastoor is, by 'n sekere Pinksterkerk. My hele familie kom daaruit. Ek praat toe met hulle daaroor, en my pa vat my aan, hy sê, maar dis die kerk se beleid, en ek sê vir my pa, ek sê, Dad, maar wat omtrent God se beleid? En my pa sê vir my kind, moet nou net nie te slim raak. En my pa was 'n lekker ou gewees, hy het bolle gerol. As ek bietjie skeef trap, dan gaan sal hy met my bolle rol. Nou moet ek versigtig wees hoe ek met hom praat. Maar as ek met hom praat oor die woord van God, dan maak ek hom so 'n bietjie sag. En my pa kon my nie antwoord oor die groot doop nie. Maar my oupa, my pa se pa, hy antwoord my. Hy sê vir my, waar het jy dit gekry? Ek sê, ek weet nie, maar iemand het dit aan my geopenbaar.
dat die doop op daardie stadium verkeerd was. En my oupa sê vir my, verduidelik dit vir my, en ek sê vir hom, en my pa sit en my pa kyk vir my. Ek sê, dit is wat die woord sê. Die woord sê. Ek sê, pa, en pa moet onthou dat God is die woord. Ek sê, ja. Ek sê, en die woord het gekom en het onder ons kom wandel. En die woord het met ons kom praat. En die woord sê vir my, ek moet gedoop wees in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek kyk my pa sê, ek sê vir my pa, ek sê, Dad, wat is die naam? My pa sê, man, ek sê, nee, moet nie kom aan nie, Dad. Sê net vir my, wat is die naam? En my oupa hak af, my oupa sê, jong, daar is net een naam en die naam is Jesus. Daar is net een naam. Hy sê, want die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een. Daar is net een naam. Ek sê, nou Dad, het ek vir Dad vertel, ek gaan my laat doop in die naam van Jesus. En my pa sê vir my, man, as jy so dink, dan doen jy maar. En in 1972, toe bel my pa my, en my pa sê vir my, hy sê, jong, ek het die kerk bedank. Ek sê, hi weer Dad, jy kan dit nie doen nie, wat omtrent jou pensioen? Hy sê vir my, ek sê vir hom, Dad, hoekom jy die kerk bedank? Hy sê, ek het my laat oordoop. Ek sê, hoe so? Hy sê, ek het my laat doop in die naam van Jesus, sodat ek in al drie kan wees. Yes. Amen. En die woord van God, hallelujah, cannot be chopped and changed the way you want to do it. You're either going to be a child of God, a spiritual man and woman of God, and believe in the word of God as it is written, or just be casted out. Ons moet so versigtig wees met die leringe wat ons kry. Mense wat kom met verskillende leringe. Maar daar is net een lering, and that is to be buried in Christ. There's Dankie my sussie. Daar's net een manier, dierbare kind van God. You've got to be in Christ. Hy sê, ek in jou, en jy in my. So my suster Ina, as jy in Christus Jesus is en hy in jou, dan loop my sussie Ina op heilige grond. Want God loop nie, die Here Jesus wat ek ken, loop nie op onreine grond nie. Hy loop op heilige grond. En hy laat jou toe wat in hom is, om saam met hom te wandel op heilige grond. Wow. Once you're in Christ Jesus, then you can fight the devil. But when you're not in Christ Jesus, en dan gaan die duiwel vir jou oor aansit. En jy weet, die dag, toe my oupa, my pa, 'n manne wat ek voor baie lief is, toe hulle gedagte laat gaan, en sê, nie meer ek nie, nie meer die kerk nie, maar U alleen in my lewe, Here. Toe gaan dit met hulle goed. Toe het my pa is, die maandagmôre, as pastoor, het ons nou Sondag gewerk, ons pay gekry op 'n Sondag, en dan Maandag het ons verlof. Ek praat van ondervinding. En met respek gesê, ek het gegaan en ek was Witbank toe gewees, en ek is daar in die badkamer, en die Here praat met my, op die maandagmôre, 1972. En die Here sê vir my, gaan sê vir jou pa, in 3 dae, oor 3 dae, 25 minute oor 11, sal hy met my wees. 3 dae, Woensdag, 25 minute oor 11.
En ek gaan na my ma toe, en ek kry my ma eers in die hande, my ma sê, jong, maar dit was 'n duif. Wat gebeur het? Ek wil eintlik kort knip wat gebeur het. Terwyl ek daar in die badkamer is die venster oop, en daar kom 'n duif, en die duif sit bo op die vensterraam, en die duif vlieg weg, en toe die duif wegvlieg, toe sê die Here vir my, kyk na die tyd, en ek kyk na die tyd, toe is dit 25 minute oor 11, en die Here sê vir my, hierdie tyd, sê vir jou vader, hierdie tyd, oor 3 dae sal hy met my wees. Die duif vlieg weg, en ek klap op sy veldjie 3 keer. Ek moet vir my pa 'n boodskap gaan gee, dat hy is besig om die aarde te verlaat. En ek vertel dit vir my ma sê, maar onthou dit was 'n duif, ek sê nie, dit was 'n swart duif en nie 'n wit duif nie. Sy sê, duif is tog die Heilige Gees. Ek sê, dit was 'n swart duif, moeder. Sy sê, gaan praat met jou pa. En ek gaan praat met my pa. En my pa sê vir my, ek sê vir hom, dad, ek het vir jou 'n boodskap. Hy sê, wat is dit? Het jy jou hartpiesel? Ek sê, ja, ek gaan haal my harp uit 38 snare, uit my motorkarretjie uit, en ek begin die harp te speel. Maar ek het hom nog nie vertel nie. En ek begin die harp te speel, en hy begin sing, as die rol daaraf gelees word, is ek daar. As die rol daaraf gelees word, is ek daar. My pa sê vir my, wat is die boodskap? Ek sê, oor 3 dae, 25 minute oor 11, my dad, then you'll be with Christ Jesus. Die Woensdag, 25 minute oor 11, toe blaas my vader sy laaste asem uit. But I'm so glad he was in Christ. He was buried in the Word. He was buried in the Word. And the Word is Christ. The Word is God. Hy is gebare in die Woord. En dis waar ek en jy moet wees. Buried in the Word of God. Once we are buried in the Word of God, we've got the right to say, as die rol daaraf gelees word, is ek daar. En ek weet, hier is mense hier, nou hier voor my, is dierbares, en wie dit ook kan sing, as die rol daaraf gelees word, is ek daar. Ek hoor net 'n amen hier agter my. Amen. 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 Hallelujah. 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 Yes. Isn't God good? Amen. Always. Always. En Amen. ek is so bly dat die Here my geroep het vir die laaste, voordat die trompet gaan blaas, om die kinders van God op te tel. Om die liggaam van Jesus weer by mekaar te kry. So that they can be filled and baptized with the Holy Spirit of God. My boetie Johan en my sussie Martie, daar, Marieke. Ek is so bly dat die Here my gebruik om die volk van God, om hulle weer die body of Christ by mekaar te bring. So that should the trumpet blow, that they will be ready vir die opraaping. Kom. Amen. 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 En nou, oogwink se tyd will be gone. And you'll have no time. You'll have no time to make right with God. You've got the time. Yes. My boetie Johan, ek is so bly ek sien jou daar in die hoekie. Ek is so bly. Ek sien nou wat 'n mooi mens is. Wil jy nie net jou hand op jou bors sit nie? Jou hand op jou bors, laat hy. Here, ek is so bly dat hierdie man een van u kinders is en 'n gesalte is van die Here. Amen.
As jy die man wat my bel uit Appington uit Keetmanshoop uit. Dis net ek oom. Ek het nie geweet jy so oom. I'm so glad that you're a born again spirit man of God. I'm so glad. Amen. I can look you in the eye. Ek kan jy in die oog kyk. En die Here openbaar aan my wie jy is. Die Here sê vir my, ek moet vir jou sê, seek the face of God at all times, and I will answer. Seek my face at all times, and I will answer. Hold on to Christ. You are victorious. Amen. Die Here pas moenie aan mense pas aan nie, broer. Hou aan die Here Jesus vas aan die kom. En dis die Heilige Gees. Hou vas aan die Heilige Gees, want dit is die Heilige Gees wat jou leer en lei in alle waarheid. Yes. Amen. The church can give you nothing, but the body of Christ can. Because the body of Christ is full of the Holy Spirit and fire. The body of Christ is vol van die krag van God. En ons kan daarin vashou. Want hy sal sê, Here, Here, het ons nie duiwels uitgedryf en siekes gesond gemaak in U naam nie. En die Here sal sê, gaan weg, ek het julle nog nooit geken nie. Because you are spirit-filled, that's why you're in front of me this day. Ek voel soos 'n ouetjie wat nou net geleer het om te kan preek of ek hou nie van preek nie. Ek hou van om 'n woord van God te deel met die volgende. That's how I feel. My suster Alta. My sussie Alta. Jy weet, daar is net een naam. En daardie naam is Jesus. And once you are buried in Jesus, once you are buried in Christ, you're a millionaire. Ek sê nie 'n miljonair nie, ek sê 'n miljonair. Amen. I love your hair. I love your hair. Want die woord van die Here sê vir my, 'n vrou se hare is vir haar gegee vir 'n hoofbedekking. As min wat saam met my stem. Hy sê wanneer 'n vrou bid of profeteer, dan moet haar hoof, dan moet daar 'n aanduiding van gesag bo op haar hoof wees ter wille van die engele. Wanneer 'n vrou bid of profeteer, dan moet daar 'n aanduiding van gesag bo op haar hoof wees ter wille van die engele. In ander woorde wat die woord vir my sê, is dat die vrou wanneer sy bid, dan is daar engele teenwoordig. So my dear sister, whenever you pray, do yourself a big favor. En vat toch net ou doekie en sit dit oor jou hoof. Ter wille van die engele. Ek sal so maak, dankie hoor. Wat in jou teenwoordigheid is. Amen. Hulle is daar. En ek wil afsluit. Ek wil afsluit deur vir u iets te sê. Wat u moontlik nie saam met my gaan stem nie. Die mens, die lering van die kerk is, pleit die bloed van Jesus. Dit is die lering. Ek kom daaruit, ek weet waarvan ek praat. Ek was ook daar gewees, ek het 700 myl gery met 'n fiets om 'n dominee te word. 700 myl gery met 'n fiets vanaf Johannesburg, Gauteng tot binne in Port Elizabeth by die Bybelskool met 'n fiets gery en 'n trailer agterna, 'n sleepwa, en ek het my 3 seentjies daar agter gehad waarvan die oudste, die jongste een 12 maande oud was. Hy's al 'n oupa van 3 of 4. 700 myl getrap. So ek weet wat hierin geplant was. Ek weet wat hulle daar geplant het. Die woord die Here sê vir ons,
dat die bloed van Jesus is alleenlik vir die wegwassing van die sonde van die mens. Nie vir genesing nie. Hy sê deur my wonde Ja. is daar vir jou genesing, nie deur my bloed nie. Halleluja. Deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Hulle pleit die bloed van Jesus oor hulle tyres en hulle tubes. En dit is waar die bloed van Jesus vertrap word deur 'n motorkar se tyres. Hulle het die bloed van Jesus daaroor gepleit. En hier kom die tyre wat deur die permis gery het en hy trap weer deur die bloed van Jesus ook. Hy ry oor spykers, dan verwag hy dat die bloed van Jesus moet die tyres beskerm en bewaar. Hy sê, ek gee die engele opdrag aangaande julle om julle te beskerm, julle te bewaar. Die engele van God. Nie die bloed nie. Verkeerde lering. En terwyl ons in die verkeerde lering is, dan kan ons nie verwag dat dit moet goed gaan met ons nie. Kom net terug in lyn met die woord. Kom terug in lyn met die woord van God. Dan sal jy sien dit gaan goed met jou. Terwyl ek seentjie was, praat die Here met my, dat hy my roep vir die bediening. En in 1991 toe besluit ek, nou gaan ek voltyd vir die Here werk. Ek het nie 'n pensioen nie, ek het nie 'n bankrekening nie, daar's niks. En ek sê vir my, en ek sal in die hart van die mens werk om in jou skoot te lê. En ek het dit gegryp. Ek gryp dit. Ek het oor niks om oor te worry nie. My God sorg vir my. My God, die God van Abraham, Isak en Jakob, sal agter my kyk. En die God van Abraham en Isak en Jakob het begin agter my te kyk. En ek is so bly. Ek het nie nodig om geld te preek nie. Ek kan net Jesus preek. Amen. Net en Jesus alleen. Ek verwelkom al die mense in my gemeente wat nie geld het nie. Die ouens wat geld het, hulle kan maar na die ander gemeente toe gaan, maar die ou wat nie geld het, hy moet by my kom, sodat ons uit die bakke van die armewing kan eet. Sodat ons kan eet uit God se bakke. Sodat ons kan drink uit God se water, bekers uit. My hart brand vir 'n siel wat verlore gaan. Nie die pond nie. My hart brand vir 'n siel wat verlore gaan. My hart brand vir die volk van God wat eenmal die Here gevind het, dat hulle by die Here sal bly en by God sal skuil al die dae van hulle lewe. Dis my roeping. Nie beroep, dis my roeping. My voertuig het hier gebreek. En ek word baie siek in hierdie Appington. Hulle verplaas my met 'n ambulans hier vir 8 ure. Ry ek deur 'n pad wat vol gate en slote is. En nou toe ek terugkom, is al die gate toegemaak. So die duiwel het probeer om my te kataza. 15 galstene het hulle verwyder. Die dokter sê vir die ander dokter, ken jy hierdie man? Do you know this man? I say, oh yes, I know this man. This man introduced me to Jesus. Amen. Ja. Hallelujah. Amen. This man introduced me to Jesus. I said, no wonder he's so strong. Die Indiër kom specialist. Hy sê vir my, oom, wat is ons geheim? Dat ons so sterk is. Ek sê, ek het nie geheim nie. Ek het geen geheim nie, my boetie, Dani, ek het geen geheim nie. En ek sê vir hom wat dit is. Ek sê vir hom, I'm a believer. I'm a believer. And the way it was said, filled with the power of God, he knew what I was saying.
En hy sê hierdie woorde vir my. Amen. 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 My boetie Dani, ek is so bly dat ek kon nou vir jou ontmoet. En ek wil vir jou aanmoedig. Hold on to Christ. Get deeper and deeper. Get deeper and deeper engraved into the body of Christ. Deeper and deeper. Because very, very soon we are going to see the King. Yes. Amen. Amen. Very, very soon we are going to see the King. And when we see the King, we will know that we are saved. And we will know that we've been born again. My sister Serena, hold on to Christ. I'm coming to visit you soon if God spares me. And die Here vertoef om te kom. Dan kom ek by julle draai maar. Dan kom ek by julle kuier. Ek gaan nou net weet. Ek gaan Weskus om my dogter te gaan sien. Sy verwag 'n tweeling. O ja, ek wil net vir julle sê, weet ek is natuurlik 'n sesling, nee. Ek is sommer al 6. Ek is en my dogter verwag nou 'n tweeling. Ek weet nie of nou wie sy Aartjie kan nou haar ma. En sy verwag nou 'n tweeling. En ek wil so graag Weskus toe gaan om haar te gaan sien. En ek bid dat die Here my liggaamlike krag sal gee dat ek sal daar omdraai en ek sal kan terugry. Ek weet die Here sal voorsien en ek sal kan terugry terug Johannesburg toe wat baie naby aan julle is, my boetie Dani. Naby ons spreek. Dis nie ver nie. Ja, ek wil jou blad skud. Want ek wil kyk hoe groot is jy kan sien. Jy's 'n groot. Ja. Ek wil jou blad skud. But I want to shake the hand of the Son of God. Ek sit nou en dink toe om so praat, om met 12 jaar oud gewees toe ek Christus ontmoet het, né? Ek was 54 jaar oud gewees. Nou wonder ek het nou baie jare gemis. En ek sit toe nou so en dink terwyl hom Leno praat, toe dink ek by myself, dit is presies waar die skrif inkom waar Jesus vir hulle geleer het van die arbeiders wat gaan gehuur word. Die wat in die oggend is, die wat in die middag is, die wat in die aand is. Almal het dieselfde loon ontvang. So dit maak nie saak in watter tyd van jou lewe jy Jesus ontmoet het nie. Jy gaan dieselfde loon ontvang. Amen. Kom daai stuk nou by my. Amen. Amen. God bless you, my boetie Dani. God bless you. Die Here seën jou, my sussie Serena. Die Here seën vir jou, hoor jy? I love you, man. I know you married. I love you. I don't love you with the love of Christ. Dis 'n verskoning wat die mense maak. I love you. God says, love your neighbor with the love of God. Yes. I've just got to automatically love you, my sussie Ina. Ons moet mekaar net lief hê. Ja. Met daai liefde, daai teere liefde van die Here Jesus Christus. Amen. Amen. Ons moet mekaar net lief hê. Ons moet mekaar bemin. Amen. Die woord van die Here sê, hy sê bemin mekaar. Ons moet mekaar bemin. En dit is so lekker om mekaar lief te hê. My sussie Lona, moenie gaan skinder en sê jy het gesien nie, hoor. Daai Here gaan terugkom. Niks beloof nie. Daai Here gaan terugkom en sê, kom Lena, Lona het daar gepraat. Ons weet waar was jy gewees. Ek wil sê, ek weet jy kan ons nie hoor nie. Ek weet jy kan ons nie sien nie, maar ek wil vir jou ook sê, may the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Hoor wat ek vir jou sê, may the Lord God bless you. Yes. Het jy my gehoor? Ja, ek weet. Ja. May the Lord God bless you. Praise God. Amen. Praise die Here. Hallelujah. God bless you people. Mag die Here vir u ryklik seën.
Dankie vir hierdie wonderlike geleentheid wat U my gegee het, dat ek ook kan doen wat ek nog nooit gedoen het nie. Nou voel ek soos 'n real preacher. Celebrity. Ja, 'n celebrity. Ek voel 'n celebrity. Ek voel gestig. Dit is so lekker om met U te praat. May the Lord bless you, my boetie. My boetie, Johan, die Here seën vir julle daar aan die kant. Hallo my sussie, daar kry jy weg. Nou sien ek jou ook. Die Here seën vir julle. God bless you, hoor. Thank you very much. Alle blessings Omlen. Baie liefde. Baie dankie vir hoor. Dankie Omlen. Ja, dankie Was vir ons net so groot seëning. Om te luister na ook. Nie vergeet uit te bid nie, hoor. Ek het julle gebede baie nodig. Ek het julle gebede baie. Jy praat van kanker, my boetie, waar is jy? Hoe jy's af? Ja, sy krag het af. Jou krag het af. Solank as jou krag net nie af is. Nee. Solank as jou krag. Ja. Jy weet dat hy praat van kanker. Hy praat van kanker. Hier's 'n man wat kan praat van kanker. God carried me through. Die dokter sê vir die spesialis sê vir my, ek weet nie wat om jou te sê nie. Want jy is een wat met kanker het, maar jy's nou niks. Al die tekens is daar, maar jy dan niks. Ek sê, dankie Here, ek wil dit nie hê nie. I don't want it, wat nou kom jy? Ek kan dit nie verander ou sê nie. God is the healer of all our iniquities. Yes. God is the healer of all our pain and our problems. Amen. Healer. May the Lord God heal you people of all that is not of God. God bless you. Bye. Dankie Omlen. Dankie. Gaan ons nagmaal doen, julle-kies? Dit is hierdie Lona. Wat vir Lona? Praat maar. Lona? Oom Lena Hallo. Oom Len vra of jy vir ons sal afsluit. Hoe ek dink ons gaan ons nie nagmaal doen vanaand hè? Nee, ons gaan nie nagmaal doen nie. Ons sal weer op 'n ander aand nagmaal doen. Sussie van der Walt. My sussie van der Walt, weet jy wat? Is maklik om nagmaal alleen te gebruik. Ja. Baie maklik om nagmaal te gebruik. Kry jy so 'n bietjie druiwesap. Nie een wat getrek het nie, hoor. Kry net vir jou so 'n bietjie druiwe. Ja nee, druiwesap. En so 'n klein stuk kruikie. Dan sê jy, Here, ter wille van U. Nie 'n lang storie nie. Here, ter wille van U gebruik ek dit. God bless you. My sussie Lona, ek sit nou hier langs oom. Hallo. Ek kan nou nie vir my sien nie, maar oom Lena het gevra of jy afsluit. Is julle seker? Jy bid dan so mooi. Ek sal afsluit. Okay. Here Jesus Christus, ons kom vanaand na U voor die voete en ons dank U Here vir hierdie wonderlike geleentheid, vir hierdie kosbare oom wat vir ons die wonderlike getuienisse bring. Die woord vir ons bring, Here. Dankie dat U so getrou is en ons so goed vir ons sorg, Here. Here, dankie vir hierdie kosbare kerkie van ons. Ons is die liggaam van U, Here. En ons dien U, Here. U is vir ons so belangrik en kosbaar en ons dankie, Here, vir die voorsiening in ons lewens, Here. Dankie dat U engele vir ons stuur om ons te beskerm, Here. Dankie, so vreeslik dankie vir wat U vir ons doen, Here. Dankie vir die kruis wat U vir ons gedoen het, Here. Dankie vir die spesiale geleentheid wat U altyd vir ons skep. Dankie vir die kosbare mense vir Jean Barele wat altyd vir ons bid, vir ons reël. Here, ek bid vanaand vir almal wat siek is op hierdie groepie. Ek bid vir genesing, volkome genesing vir elke liewe en iedere van hulle, Here. Want ons weet
Deur u wonde het ons genesing ontvang, Here. Dankie daarvoor, ons dankie daarvoor. Here, ons dankie vir die getrouheid, Here, die genade in ons lewens. Here, ons kan nie genoeg dankie sê nie. Here, ek bid dat u almal sal veilig hou deur die naweek, dat hulle elkeen se lewe sal seën en hulle ons almal, hulle is almal kosbaar vir my, Here. Sorg asseblief, Here, ek weet u sorg vir ons almal, maar ek dank u. Ek dank u vir die genesing wat u in ons lewens en my lewe ook maak, Here. En ek dank u vir die voorsiening elke dag in ons almal se lewens. Dankie dat ons u elke dag, elke oomblik van elke dag by ons is, Here. En ek bid dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Be blessed. Dankie julle. Dankie. Lekker aand almal. Lekker slaap julle almal. Dankie oom. Dankie almal, lekker doedoes. Bye. Bye. Lekker slaap. Lekker doen. Bye. Bye. Bye.